Palmsondag. Waaraan dink jy as jy dink aan Palmsondag? Dink jy aan soos 'n ding op die kalender? Dis iets wat jy elke jaar vier, jy weer is deel van die kerk se kalender, is 'n mooi kerkverhaal. Ek wonder waarin jy dink. Iets wat so belangrik is, soos ek hierdie jaar voorberei, want ek meen ek het dit al soveel keer gedoen. En dit kan maar net iets wees wat verbygaan, Palmsondag, dis daai keer toe Jesus in Jerusalem ingery het op 'n donkie en toe swaai die mense die palmtakke. Niemand weet regtig hoekom nie, maar hulle het palmtakke geswaai en ons wag net tot ons by Paasfees uitkom. Dis nou maar net iets wat die dominee oor moet praat, want dit staan daar iewers in die Bybel. Dit is so 'n belangrike geskiedkundige gebeurtenis. En in hierdie belangrike geskiedkundige gebeurtenis is daar so groot, belangrike geestelike boodskap vir elkeen van ons persoonlik. En ek wil vandag in ons tyd saam net vandag daarna kyk. Dis nie kompleks om te verstaan nie. Maar dis regtig so belangrik om stil te staan en elke jaar, ten minste een keer 'n jaar hierdie, ek wil amper sê die palmtoets te doen. Die palmtoets te doen persoonlik. Kom ons begin met die geskiedkundige gebeurtenis. So wat gebeur hier? Wat hierdie oomblik, Palmsondag, hierdie spesifieke Sondag, 'n week voor Jesus gekruisig is, so besonders maak, is die feit dat dit nie net 'n spontane gebeurtenis is nie. Dis nie maar net, daar was 'n donkie en toe sê Jesus, okay, ek wil hier inkom in Jerusalem in en kry maar vir my daai donkie. Niks spontaan, daar was niks spontaan daar nie. Hierdie was 'n plan van God, wat hy al meer as 500 jaar voor Jesus gebore is, gesê het hy gaan doen. En dan doen hy dit presies soos dit, en dis wat dit amazing maak. So die eerste skrif waartoe ons gaan is Sagaria 9, as jy jou Bybel by jou het, vers 9 van Sagaria 9. En hier praat die Here deur die profeet Sagaria, en hy sê, hy gee hierdie profesie, hy sê, Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom, hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. En is amazing as jy aanlees, dan praat dit van hoe die Here hom stuur om te red, en hoe hy bekend gaan word tot in die uithoeke van die aarde. En dis dan presies op die einde van die dag wat gebeur, né? So hier's die Here wat die skrif skryf. Dit is so 520 jaar voor Jesus eers gebore is, wat die Here al hierdie woorde sê. En wat ons sien, hy beplan, hierdie is deel van sy plan om mense te red, om die issue in mense verhouding met die Here reg te maak, is hierdie sy plan. Dan gaan ons Matteus 21 toe, dan sien ons, hier speel dit nou af, en dan sê dit in Matteus 21, dit het gebeur, sodat die uitspraak van die profeet, is nou Sagaria, vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe, hy is nederig, hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier. En hier kom Jesus Jerusalem in, en nie per ongeluk nie, intentioneel. Hy weet, hy gaan doodgaan. Hy kom nie daarin, hierdie mense maak nou soos 'n eerste span rugby tonneltjie. En hy kom nie soontoe om 'n kroon te kry, of om die applaus te kry by die mense nie. Hy kom om die kruis te dra. Hy weet hy gaan doodgaan, en hy doen dit in elk geval. En is net hierdie prentjie van absolute oorgawe. Van, ek gaan nou iets doen, wat vir my glad nie lekker is nie. Hierdie ding wat ek nou gaan doen, wens ek, daar was 'n ander manier, maar ek weet daar is nie. Maar ek gaan dit doen, hoekom? Want hy is totaal oorgegee, dis 'n totale oorgawe, wat hy maak aan die Here. En dis net 'n amazing ding om te sien, hoe God altyd in beheer is. Dit voel nie altyd vir ons so nie, né? As ons kyk na die gebrokenheid van die wêreld, dan voel dit nie altyd vir ons asof die Here in beheer is nie. Ten minste ons wonder, is die Here regtig nog in beheer? En die antwoord op daai vraag is, die Here is in beheer van mense wat 'n oorgawe maak aan hom. Die Here is in beheer van mense se lewe, wat hom gehoorsaam en wat hom dien en wat op sy weë vertrou, juis in daai moments wanneer dit nie lekker is nie, wanneer dit moeilik is. En alhoewel die hele wêreld nie die Here dien op hierdie stadium nie, hier kom Jesus en hy sê ek sal u dien.
En omdat hy sy hand opsteek en hierdie oorgawe maak, kan die Here hom gebruik om sy planne te vervul en net so in jou lewe. Die hele wêreld kan broken wees, die hele Alberton kan doen net wat hulle wil. Maar as jy vir die Here sê, hier's ek, Here. Hier's ek wil U dien. Ek sal U vertrou. Ek sal glo wat U in hierdie boek sê. Ek sal glo dat U nog steeds die waarmaker van profeseë is, dat U nog steeds U planne kan vervul. Gebruik my. As jy dit sal doen, dan sal die Here jou gebruik. En dis die eerste ding van hierdie geskiedkundige gebeurtenis. Dit het nie maar net gebeur nie. Die manier hoe dit gebeur het is amazing. En eer die Here al klaar in dit self. Dat hy Jesus gebruik het op die manier wat hy het, deur 'n profesie te vervul. En dan vra mense die vraag, maar wat is die boodskap vir dit in my? So, hy het dit gedoen, hy wil die mensdom red, hier stuur hy Jesus, hy doen wat hy gesê het, hy gaan doen, hy's getrou. Maar wat is die spesifieke, ek wil amper sê die toets in hierdie stuk vir my? En dit is as ons fokus op die skare, se strak kontras van gesindheid teenoor Jesus in. Daarin lê die toets. Want hierdie skare, die Bybel sê vir ons, op hierdie Sondag het hulle daai tonneltjie gemaak, Jesus het deurgekom, hulle het hulle klere voor daai donkie gegooi, laat hy oor die klere ry, kledingstukke gooi hulle kry palmtakke, hulle swaai die palmtakke, ek sê jou nou sê hoekom. En hulle cheer, hulle skree, Hosanna, hulle cheer vir Jesus. Hulle cheer hom aan, hulle kroon hom basies met hulle mond as koning. En dan wys die Bybel vir ons, dis 5 dae later, dan skree hulle kruisig hom. En ewe skielik ontkroon hulle hom as hulle koning. Hoekom het dit gebeur? Hoekom doen hulle dit? En mens moet seker nie veralgemeniseer en sê dit was almal van hulle nie. Ek seker daar was 'n paar mense in daai crowd wat opreg geglo het hy is die Messias, wat opreg at least wou gehaat het hy moet die Messias wees. En toe hulle daar in daai tonneltjie gestaan het, nie vir die rede wat die meerderheid daar gestaan het, geskree het nie, maar om regtig gaan bid het, maar die meerderheid van daai skade, hulle het 'n verwagting van Jesus gehad. En die verwagting van Jesus wat hulle gehad het, was nie dat hy moes doodgaan nie. Hulle wou nie gehad het hy moes sterf aan 'n kruis vir hulle sonde nie. Dis nie, hulle wou Jesus gekroon het as 'n aardse koning, sodat hy 'n aardse geveg vir hulle kan kom fight. En die aardse geveg het alles gegaan oor die Romeinse regering wat hulle onderdruk het, wat die Jode onderdruk het, wat hulle land basies oorgevat het, gecapture het, en nou is hulle onder hierdie Romeinse regering, en dit was regtig 'n baie moeilike tyd vir hulle gewees. En nou moet jy onthou, Jesus, deur sy teaching, deur sy wonderwerke, deur sy andersheid in sy manier van godsdiens, sy opregtheid en sy ander tyd, sy ander manier van praat oor die Bybel, sy wysheid, het die mense uit so groot aanhang gekry, dat die mense van daai tyd gesê het, hier's die ou. Ons het gesoek vir 'n ou, ons het gesoek vir 'n delary, wat ons gaan kan lei, wat ons mense kan opsweep, wat ons kan rally, wat ons energie bymekaar kan maak, dat ons hierdie Romeine kan vat. En wat hulle wou gehad het, is dat Jesus hulle moes lei in 'n oorlog, om hierdie Romeinse mag te kan toppel en om dat hulle hulle land kan terugvat. So hulle staan hier en hulle skree vir Jesus, maar dit is nie 'n spiritual moment nie. Dit is nie 'n worship vibe nie. Dit is 'n baie politiese vibe. Saam met dit swaai hulle palmtakke. Hoekom die palmtakke? So interessante feit, 165 jaar voor Jesus gebore is, toe was hulle ook in so 'n situasie gewees, net onder die regering van die Grieke. En toe's daar 'n klein groepie Joodse rebelle, wat genoem is die Makkabeërs. En hierdie ouens het gesê, no more, nou fight ons. En toe vat hulle hierdie grote Griekse mag aan, en hulle wen hulle oorwin hulle vat hulle land terug, en in daai oorwinning sing die Jode toe psalms en hulle swaai palmtakke. En as gevolg van daai oorwinning, dit is een van die grootste goed in die Joodse nasie, in hulle geskiedenis, is daai moment, wat hulle die Grieke oorwin het, en soveel so, dat die palmtak van daai tyd, het 'n simbool geword, wat hulle selfs op hulle muntstukke laat druk het. Dis vandag nog op van hulle muntstukke, die palmtak.
En so, toe hulle palmtakke swaai, toe Jesus inkom, was dit oorlogskrete. Hulle sê basies vir Jesus, jy is ons Makabeer. Jy is ons leader, jy gaan ons lei in oorlog hier en ons gaan hierdie ouens vat. Ons gaan nou ons land terugvat. So dit was glad nie 'n geestelike moment van aanbidding nie, dit was absoluut aards gefokus. Ons soek 'n aardse koning wat vir ons 'n aardse oorwinning gee. En hier wil ek 'n tree terugvat en net dit sê, hierdie was nie slegte mense gewees nie. Meeste van hierdie mense was 10-1 goeie mense gewees. En die versoek wat hulle het, is verstaanbaar, absoluut verstaanbaar. En miskien die manier hoe ek en jy emosioneel met dit kan relate is, as ek vir jou sê, kom ons sê die EFF, vat ons land oor. En hulle maak dit horrible vir ons, om hier te wees. Wat sal jy bid? Jou gebed sal presies wees, wat hierdie ouens se gebed hier is. So baie keer het ek al in die kerk gehoor, soos mense picture hierdie ouens as hierdie mense met hierdie slegte harte, maar is nie slegte mense nie. Hulle het 'n regte issue gehad. Hierdie was 'n serious issue in hulle land, hulle was regtig onderdruk deur hierdie Romeine. En ek dink ook die God het 'n issue gehad met hulle gebed nie, en met hulle verwagting nie. Maar die groter issue is, Jesus se fokus vir hoekom hy aarde toe gekom het en wat hy op daai tyd op geskiedenis wou doen, was nie om Israel 'n beter land te maak nie. En ek dink baie van ons het selfs nou in Suid-Afrika daai issue. Ons bid dat die Here alles hier kan kom verander, maar daar is sekere tye wat die Here nee sê. En hierdie was een van dit vir hierdie mense. So hulle het hierdie verwagting dat Jesus hierdie politieke bevryder vir hulle moet wees, en is nie net hulle gewees, dis nie net daai skare nie, die disippels was voor in die koor. Ons sien in Matteus 16, toe Jesus vir sy disippels sê, okay, julle is nou my naaste ouens, julle is my team, en ek wil julle nou sê wat gaan gebeur. Ek gaan nou Jerusalem toe gaan, en die rede hoekom ek so toe gaan is, ek gaan ly en ek gaan doodgaan. En Petrus, wat die leader suppose is om te wees, hy vat Jesus een kant, hy sê, kom net gou hier so, Here. En die Bybel sê dat hy hom vermaan, dat hy hom aanspreek, dat hy vir hom sê, dit sal nie gebeur nie. Dit sal nie, hy sê basis, ek sal dit nie toelaat nie. Dit gaan nie gebeur nie. En dan antwoord Jesus hom op seker die hardste manier wat ons Jesus sien antwoord in die Bybel. En ons sien dit in Matteus 16, hy sê vir hom, moenie in my pad staan nie, Satan. Moenie in my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat mense wil hê. Die verwagting wat jy nou het, is nie God se wil nie. En jy wil dit met alles in jou pursue. En nou moet jy weet, hier's Petrus en die ander disippels, hulle glo in hom as die seun van God, maar weer eens, hulle het dieselfde verwagting as die groter meerderheid Jode, is hulle voel, as God die Messias stuur, wat hulle nou glo is Jesus, dan moet hy sekerlik sien waar ons is in terme van ons situasie, en hy moet nou hierdie situasie verander. En ons sien hoe stoei van die mense wat die naaste aan Jesus was en hom gevolg het die hele pad, hoe stoei hulle met hierdie verwagting. Dis nie op die skerm nie, maar ek noem net nog 2, Lukas 24 vers 21, dink ek aan die Emmausgangers. Toe Jesus gesterf het, toe stap hulle mos nou terug en hy het opgestaan en hy stap daar langs hulle en hulle sê vir mekaar, ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. So hele worsteling met die feit dat Jesus gesterf het, is die feit dat hulle het gehoop dit gaan hy wees wat hierdie movement nou gaan lei om hulle land terug te vat. Maar dit was nie hy nie. Handelinge 1 vers 6, hier het Jesus opgestaan, hy's nou op pad om terug te vaar hemel toe. Hy gaan nou opvaar, so hy kry sy team by mekaar, sê, hoorie, ek wil met julle chat, kom ons gaan net gou weer oor alles wat julle gaan moet doen, en dan vra hulle hom alweer die vraag. Hulle sê, Here, is dit nou die tyd, wat u die koninkryk van Israel gaan herstel? En ek dink Jesus was net soos, kom ons gaan net gou weer oor. Dis nie vir julle om te worry, wanneer die land beter gaan word nie.
Wanneer God dit gaan doen, gaan hy dit doen. En dis nie dat mens nie hoef te bid vir sulke, mens moet bid oor sulke goed, né? Maar daar's sekere tye in jou lewe wat jy gaan bid vir sekere dinge. En wat gaan die Here vir jou sê? Nee. Hy gaan nee sê. En hierdie was so tyd vir hierdie ouens. Hulle kom en dis 'n regte gebed. Hulle gesindheid teenoor die feit dat die land moet verander is reg. En kyk, waar is Israel vandag? Die Here het dit eventually gedoen. Maar in hierdie tyd sê die Here, daar's iets belangriker nou. Ek is hier nie om julle van die Romeine te red nie, maar om julle van sonde te red. Nie om julle van onderdrukking te red nie, maar om julle van 'n ewige hel te red. En dis so 'n bietjie meer dringend as daai. So alhoewel ek glo die Here het soveel deernis gehad vir hulle situasie en hy wou dit verander en hy sou dit eventually verander, maar in hulle generasie in daai tyd was die geestelike issue, die issue wat God gesê het, ek wil hierdie ding nou hanteer. Ek moet dit nou hanteer. Of nie jy of jou kinders of jou nageslag gaan 'n verhouding met my hê nie en dan gaan julle hel toe gaan. Dis amper soos sê nou maar hier hardloop 'n kind en hy trap in 'n doring en soos hy in die doring trap, struikel hy en hy val deur die glasruit. En daai glasruit sny vir hom diep, besig om heavy te bloei. Wat dink jy moet ons eers hanteer? Die doring? Dis 'n nee, hoor. Ons los die doring, ons gaan hospitaal toe, ons hanteer eers die snye. En ek dink die issue vir ons as mens, ons het hierdie issue en hier is die toets en ons wil eers die dorings hanteer. Ons wil hê die Here moet ons dorings kom uittrek en hoor my hart, dis die Here gee om vir ons dorings. Hy gee om vir ons land, hy gee om vir elke situasie wat in jou lewe aangaan, maar daar is sekere tye wat jy gaan bid oor sekere goed. Dit kan wees jou gesondheid, dit kan wees jou finansies, dit kan baie goed wees waaroor jy bid en dan gaan die Here sê nee, of nie nou nie, of nie so nie. En dan is die toets, wat dan? Wat gaan jy doen as die Here vir jou sê nee, want hy gaan iewers vir jou sê nee. Hierdie mense se gesindheid verander. Toe hulle sien, hierdie ou het nie gekom om ons land te verander nie. Hierdie ou het gekom om net op en dood te gaan. Toe sê hulle, ons soek jou nie meer as ons koning nie. Thank you very much. Daar sal seker iemand anders kom. En tot vandag toe nog wag hierdie Jode vir iemand anders om te kom. En hoe hartseer is dit? Ek en jy wat weet, soos Petrus geweet het, dat dis die seun van God, ons weet wie Jesus is, ons glo in wie hy is, ek weet hy is die seun van God, maar miskien maak jy soos Petrus daai demand, dat jy sê, Here, in hierdie tyd van my lewe, nou, hierdie ding, kyk hoe sukkel ek hier, kyk hoe stoei ons hier, jy moet hierdie ding nou op hierdie manier kom verander, en miskien moet ek dit persoonlik maak, het jy al gebid oor iets, en die Here het dit nie vir jou gedoen nie, het jy al gebid vir iets en jy het geweet dat jy weet, verseker wil die Here hierdie ding doen. Verseker wil die Here hierdie ding verander. En ek seker hy wil dit op hierdie manier ook doen. En toe gebeur dit nie. En toe is jy so teleurgesteld of jy het soveel vrae. En kan ek jou vra om te oorweeg dat jou fokus was so op jou verwagting gewees. En ons verwagtings kan gevaarlik wees. As ek met alles in my aan dit vashou, asof dit is, my verwagting is, waaroor God se hele fokus nou moet gaan. Hy moet hierdie ding nou vir my kom uitsorteer. Kan ek jou vra om te oorweeg, dat nes hierdie mense nie kon sien nie, dat daar goed is wat ek en jy nie kan sien nie. Wat nou in die wêreld, nie net in my lewe aangaan nie, maar besef jy dat die wêreld gaan nie net oor jou nie. En jou verhouding met die Here gaan nie net oor jou nie.
En dat as die Here in die wêreld hier in Alberton besig is om iets te doen, as die Here besig is om in my familie iets te wil doen, as hy selfs in my volgende geslag sien, iets wat hy wil uitsorteer, 'n dieper wond wat daar is, ek gaan dit dalk nie kan sien nie, maar kan ek vertrou en my verwagting opgee? Want as die Here in die wêreld besig is, dan gaan hy dalk jou roep om 'n kruis te dra. En hy gaan vir jou nee sê om sekere dinge te verander op sekere tye, sodat jy sy wil kan vervul, en sy wil is baie keer 'n kruis. En ek dink dis waar die prosperity gospel te veel in Christene se gedagtes vassit, is ek het hierdie ding, ek het gebed, die Here is lief vir my, glo julle dit? Glo julle gebed dra krag? Né? Glo julle die Here is lief vir ons? En dis al wat Christene vashou, is hierdie twee goed. Okay, so ek kan bid, hy is lief vir my, so as ek bid, dan doen hy wat ek wil hê, né? Nee. Dis nie heeltemal hoe dit werk nie. Dis ook hoe dit werk. Dis nie al hoe dit werk nie. Daar's 'n derde deel. En daar's 'n deel dat God het ook 'n wil. Ons kan amper sê God bid ook oor sekere goed. Daar's sekere goed wat hy moet uitsorteer in hierdie wêreld en in jou lewe wat jy nie kan sien nie. En daar's tye wat as jy jou gebeure na hom toe bring, jy moet dit bring. Hierdie mense moes bid oor dit. Maar as God nee sê, dan is die toets. Gaan ek hom ontkroon as my koning en sê as u nie hierdie ding vir my doen nie, then I walk away. Dan wil ek nie meer bid nie, dan wil ek nie kerk toe gaan nie, ek wil niks doen nie. As u nie vir my hierdie ding gaan uitsorteer op hierdie manier in hierdie seisoen nie, dan kan ek nie meer glo dat u enigstens my sien nie. Soveel mense doen dit. En dan stap hulle weg van die Here af. En die Here se hart word veroordeel as hy's ver, hy gee nie om nie, of hy's besig met ander goed wat niks te doen het met my nie, en dit kan nie verder van die waarheid al wees nie. Hy gee so baie om oor daai ding waaroor jy bid, maar daar's dieper snye wat hy nou op 'n dringende manier moet hanteer, en jy is so persoonlik deel van dit. En ek wonder, wat is daai snye op hierdie stadium in jou lewe? In jou lewe, in jou familie, in die wêreld om jou, en hy wens so, jy kan dalk net 'n verwagting of twee verwagtinge waaroor jy die hele tyd bid, en jy voel geloof is, hou net vas aan hierdie ding. Terwyl die Here eintlik vir jou wil sê, is laat hierdie ding net gaan. Net vir 'n oomblik wil ek jou vra, kom ons sit net hierdie ding op sy, ons sal terugkom na dit toe, maar kom hoor net gou, moenie net praat as jy bid nie, kom luister net gou wat ek wil doen. En wat ek nodig het om te doen in jou lewe, en in jou gesin, en deur jou in die kerk, in jou dorp, kom kyk net gou waarmee is ek besig, en besef, dit is belangriker. Dit is dieper. Dit is groter. En as jy my kan vertrou en saam met my die pad stap, in die einde gaan dit vir jou die uitkoms werd wees. Dit gaan vir jou nou voel, jy gee jou lewe op, want alles gaan nou oor hierdie verwagting. Maar kan jy daai verwagting by sy voete neerlê? En hier is Jesus vir ons so 'n goeie voorbeeld. Nou, Jesus is God, so as ons na hom kyk, dan dink ons hy is hierdie Superman op aarde en alles was net maklik vir hom gewees, maar ek's nie Jesus nie. Toe Jesus op aarde was hy 'n mens. Hy was 100% God, maar hy was 100% mens. So alles wat ons voel en oor stres en in die natuurlike waarvoor ons bang is, hy het dit dieselfde goed ervaar. En ons sien dit in Matteus 26, dan bid hy so eerlik. Hy sê, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker my verbygaan. So eerlik sê hy, ek wil nie hierdie doen nie. Ek wil nie doodgaan nie. Watter mens sal wil doodgaan? Watter mens sal wil gevat word in die publiek en kaal uitgetrek word, gespot word, geslaan word en in die publiek verneder word en doodgemaak? Wie sal deur dit wil gaan? Niemand nie. Ewen Jesus sê, ek wil nie deur dit gaan nie. Maar hierdie groot woorde, maar nogtans nie soos ek wil nie,
maar soos U wil. Want toe hy daai gebed bid, wat het sy vader vir hom gesê? Nee. Nee. Ek hoor jou, ek besef hierdie is moeilik, ek wens daar was 'n ander manier, maar nee, daar is nie. Ons gaan moet deur hierdie ding gaan. Jy gaan hierdie kruis moet dra, jy gaan moet doodgaan. En Jesus sê vir sy vader, dis reg, laat ons dit dan doen. Dan vertrou ek hou nie daarvan nie, dis nie vir my lekker nie, kan self sê ek verstaan dit nie, né? Baie keer sal ons sekere goed nie verstaan nie, maar kan jy die Here vertrou in die tye wat jy nie verstaan nie? Kan jy die Here vertrou as hy vir jou deur die dal van doodskade weer vat en vir jou sê, nee, daar's nie 'n ander pad hier om nie, jy gaan deur hierdie ding moet gaan. Kan jy hom vertrou? Dat hy die beste weet en dat die werk wat hy in jou gaan doen en deur jou gaan doen as jy hom vertrou, dat dit die moeite werd is. Want hier's waar soveel Christene val. En ek wil afsluit met 'n vraag. Palm Sondag nooi ons uit om nie te kyk na hierdie mense nie na die Jode nie wat het daar gebeur nie, dit nooi ons uit om te kyk na onsself. En om hierdie vraag te vra, is daar iets waaraan ek te styf vashou? Is daar iets wat ek het nou hierdie verwagting en ek bring dit na die Here toe en ek stel amper vir hom 'n ultimatum. Of dis 'n ja, Here, en U help my, of ek waai en ek soek iemand anders om my te help. En miskien moet jy vandag 'n toetsie gaan doen om te kyk in jou lewe, het ek so iets waaraan ek so styf vashou en ek bid hieroor en ek bid hieroor en is hier in my hart en as ek eerlik is, hou ek so styf daaraan vas, dat dis 'n ultimatum wat ek het vir die Here. Enige iets wat ek 'n ultimatum vir die Here maak is 'n afgod. Want ek sê basies vir die Here, as ek nie hierdie ding nou in hierdie tyd van my lewe kan uitsorteer nie, dan het ek nie betekenis nie. Hierdie ding is ewen belangriker as wat U wil doen. En ek besef dis moeilik, nee, dis nie 'n maklike ding nie. Maar mag ek en jy daai ding wat ons so styf was, mag ons laat los. Dit nie weggooi nie. Ons hou aan om met die Here daaroor te praat, maar mag ek my hande oop hou dat hy ook iets kan insit en sê kom ons doen net nou hierdie, hier's 'n dringende ding, kom ons werk aan hierdie. Stap saam met my in hierdie ding, kom dien saam met my mense hier. En soos ons dit doen, sal ek al die ander goed vir jou uitsorteer. Ek wonder of daar iets is wat jy vandag dalk moet opgee. En dat ons soos ons in hierdie Paastyd ingaan, soos ons nou in Heilige Week ingaan, dat ons regtig ons harte vul met 'n dankbaarheid, 'n vars dankbaarheid om te besef, Jesus, kyk wat het die Here gedoen. Hoe moeilik moes dit nie wees nie as 'n pa, om te kyk hoe jou kinders struggle en stoei met soveel goed, maar jy kan nie al die dorings nou uittrek nie, want hier's nou so 'n dringende ding. En dis die sonde van die wêreld. En dat ons kan besef, die feit dat hy daai fight gewen het vir ons, daar's niks groter as dit nie. Dat ons hom regtig kom aanbid en ons harte oopmaak vir dit wat hy in hierdie seisoen in ons en deur ons wil doen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir Palm Sondag. Dankie dat U nie daar op 'n oorlogsperd ingekom het nie. Dat U gesindheid nie was om 'n lekker blink kroon op U kop te hê nie. Maar U kies die doringkroon. U kom in op 'n donkie om te wys, ek is nie hier om 'n aardse fight te fight nie. Ek is hier om vir jou siel te veg. Ek is hier want die Skepper, jou Maker, soek jou terug by hom. Ek is hier om my gaping weg te vat. Ek is hier om sondes te vergewe. Dankie, Here, dat U gekom het om sondes te vergewe. Dankie dat elkeen van ons nou persoonlik in verhouding met God kan staan oor dit wat U gekies het om te doen.
Dankie dat U dit end uit deur gesien het. En Here, ons kyk vandag na U voorbeeld en ons kyk na die kontras van die skare daai tyd. Ons sien hulle issue raak, ons relate daarmee. Ons het self daai issues. Ons sukkel self met dit as ons verwagtinge het en as ons deur moeilike tye gaan. Maar Here, soos ons dit kyk vandag, doen ons die evaluasie en ons kyk nou na ons lewe en ons sê, help my Here, ek wil nie hierom met enige iets wees wat ek meer soek as U wil nie. En ons wil kan bid wat U bid, Here Jesus. Heilige Gees, help ons om dit te bid. Nie my wil nie, maar U wil, Vader. Dit wat U nou mee besig is, die dieper snye wat U sien, wat gesond gemaak moet word, in my, om my, deur my, kom gebruik my, Here, soos U seun gebruik het. Here, soos ons nou in Heilige Week ingaan is dit ons gebed, laat dit nie maar net nog 'n Paasfees sal wees, nog 'n vakansietyd, nog 'n lang naweek nie, maar 'n spesiale moment tussen my en U. 'n Spesiale nagmaal vir my en my gesin, 'n spesiale geleentheid waar ek iemand kan nooi, waar ons kan stil staan en vier voor 'n nuwe kwartaal begin, voor 'n jaar aangaan, net om te besef, hierdie is waaroor alles in die lewe gaan. Is God wat aarde toe kom, die lewe leef wat ek nie kon leef nie, wat sterf aan daai kruis, maar wat opstaan en die dood oorwin, en wat vir my sê, hy is besig om vir my 'n plek voor te berei. Dat ek nie hoef bang te wees oor my eendag nie, en dat U van daai kant af hierdie kant toe kom deur die deur, om te sê, ek is ook met jou nou. Ek is nog steeds aan die werk hier op aarde. Net omdat ek nie besig is met jou verwagting nou op hierdie tyd nie, beteken nie ek is afwesig nie. Ek is hier, ek is betrokke. Luister vir my, werk saam met my. Maak ons sensitief, Here. Dat ons kan weet wat U wil hê ons moet doen. Dat ons saam met U kan werk. Dat ons saam met U 'n lig kan wees in hierdie wêreld. Wat ons weet, hierdie wêreld het U so nodig en U is die hoop vir hierdie gebroke wêreld. Ons het U lief en as U kinders bid ons dit saam in Jesus naam. Amen.